Nou kan ons maar oorgaan aan Dominee Gerard de Wet. Dominee, welkom hier so by ons en spreek soos wat die Here op je hart gelê het. Baie dankie. Goeiemôre. Nou dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre hier saam met u te wees en meer nog om die woord van die Here hier te mag bedien. Dit is voorwaar my gebed dat die Here ontvanklike harte sal vind vir sy woord en dat hy ook genade in ons sal werk, dat ons sal daders word van sy woord. Kom ons sit net so en dan maak ons ons harte stil voor die Here. Hemel Vader, ons besef ons is vanmôre in u heilige teenwoordigheid. Ons bid dat u met ons sal kom praat deur die lees van u woord, die oordenking daarvan, en dat u dit in ons harte sal lewendig maak deur die werking van u Heilige Gees. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader, in die persoon Jesus Christus, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou dit is vir my 'n baie groot voorreg om vanmôre Christie en Patricia se kind hier ten doop te bring. En ek is baie bly om hulle ouers ook hier te sien. Dit was my lidmate toe ek daar in Kempton was, toe Christie hulle maar redelik jonk. Maar nou ja, so is dit dat die dae loop en almal word groot en oud. Maar daaroor sal ons nou nie te veel praat nie. Dis hoekom ek moet alles op papiertjies neerskryf, dat ek net nie sal vergeet nie. Ek moet net nie die papiertjie laat wegraak nie. Nou ons gaan 'n lied sing soos dit hier op die bord verskyn. Dan versoek ek net dat die doopouers met die sing van die laaste versie hulle plekke hier voor die kanse sal inneem ten einde die doopformulier aan te hoor asseblief. Nou liewe gemeente, die Here het my siel uit genade gered in 79. En sedertdien het ek geleer dat niks gebeur toevallig nie. Die feit dat hierdie ouers vanmôre hulle kind ten doop bring en die feit dat u hier is 'n bewys, is 'n aanmoediging dat u vir hulle moet bid van vandag af en dat u werklik die Here sal vertrou ook, dat u sal lewe soos die kind tot haar verstand sou kom, en dat sy sal sien in almal van u se lewens, dis so 'n mens moet lewe. Nou geliefdes in die Here Jesus,
Die leer van die heilige doop word as volg saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom verlore, en as verlorenes van nature kinders van die toren, wat in God se koninkryk nie kan kom nie, tensy ons weergebore word. Dit word ons geleer deur die besprinkeling van die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doemwaardigheid voor God te erken, en ons reiniging en saligheid buite onsself in Jesus Christus te soek. Die heilige doop is 'n teken en seël dat God ons in Christus Jesus met homself wil versoen. 2 Korintiërs 5 vers 19 lees ons dit, deur sy bloedstorting aan die kruis. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het, en dat hy die God van liefde is, wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. As ons in die naam van die Seun gedoop word, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood versoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van al ons sondes gewas en geregverdig verklaar kan word, om so vergifnis daarvan te kan ontvang. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees, dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon, en ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle daarom nie van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle ook buite hul wete aan die verdoemenis in Adam deel het, en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God dan tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders met die woorde, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte tot 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus ook in Handelinge 2 vers 39, as hy sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here Jesus, die wat die Here onse God na hom sal roep. Die besnydenis was vroeër die seël van die verbond en die geregtigheid deur die geloof. Terwyl die doop dan nou ook 'n seël en teken van die genadeverbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders wat ook in die verbond van God ingesluit word, gedoop word. As ouers sal u verplig wees om u kinders, as hulle groot sou word, hierin breedvoerig te onderrig en ook te laat onderrig. U as ouers en ook elke ander ouer wat hier is, word dus van God weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid om die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê met u hele hart en al u kragte, en die wêreld te versaak, u self te verloon en godvrugtig te lewe. Dis waarom dit gaan vanmôre. 'n belofte wat afgelê word, dat ons teenoor die Here beloof, dat die kind wat hy aan ons toe vertrou het, sal groot maak, dat sy op 'n vroeë ouderdom haar hart en haar lewe vir die Here sal gee.
Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, u het gehoor, die doop is 'n ordening van God om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet die doop vir die doel en nie maar net as gewoonte of uit bygelowigheid laat bedien word nie. Dat dit vir ons almal duidelik kan wees dat u dit so insien, moet u nou op hierdie vraag ongeveinsd antwoord. Ten eerste, al is ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom bestem tot die verdoemenis, bely u ewenwel dat hulle in Christus geheilig is en daarom gedoop behoort te word. Ten tweede, bely u dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof, soos dit hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof u en neem u uself voor om hierdie kind as sy tot haar verstand gekom het, hierin te onderrig en te laat onderrig. Liewe ouers, nou wat is die antwoord op hierdie vraag? Broer Christie? Christie, baie dankie. En mag die Here, wat die hoorder is van dit wat ons sê en doen en ons harte ken, julle ook bekragtig om dan die belofte wat julle hier voor die Here en ons as gemeente afgelê het, te kan nakom tot eer van sy wonderlike naam. Ek versoek dat die kind asseblief ingebring word. Hier is nou so baie.
Liewe gemeente, ons gaan nou by die geleentheid uit die woord van die Here lees in Psalm 103. Het ek iets vergeet? Baie dankie. Psalm 103 gaan ons uit die woord van die Here lees. As jy die plek het, kom ons sit net so. Ons maak ons oë toe, ons buig ons harte, en dan gaan ons hierdie diens aan die Here afgee in gebed. Dierbare Here, ons weet op grond van u woord, ons kan dit aanvaar, omdat u dit sê. En die woord leer vir ons, dat as u iets sê, dan sal dit waar kom. Dit sal waar word. Want u is nie soos ons, wat dinge sê en kan beloof, en dit dan vergeet en of nie doen nie. U is God. En u beloof dat daar waar so min as 2 of 3 in my woord, of rondom my woord by mekaar kom, daar sal ek in hulle midde wees. Ons is dankbaar om te kan weet op grond van u woord, dat u hier is. En Here, dan kan ons ook aanvaar, u liefde is nie soos ons liefde in belang baie keer in mekaar passieloos nie. Ons weet dat u vanmôre 'n begeerte het in u hart, om met elkeen van ons te kom deel. Ons weet, Here, dat u uself aan ons wil openbaar. En daarom is ons so bevoorreg om vanmôre u woord aan ons midde te kan hê, en daaruit te kan lees. U, die kenner van ons harte, die Heilige Gees, ons dank u, ons aanbid u omdat u ook hier is, en u opgewonde is om die woord van Vader aan ons harte te wil kom verklaar, oortuigingswerk te wil doen, en ons dan in staat te wil stel om te kan lewe, soos wat u woord van ons vra. Baie dankie dat ons kan bid. Here, u het in stilte aangehoor die afkondigings wat hier hanteer is. Dankie dat ons kan bid vir hierdie gemeente, u wat die omstandighede, u wat die gemeente ken, u wat weet wat hulle behoeftes is. Ons vra, Here, dat u uself opnuut in hulle harte sal openbaar, dat u hulle opnuut sal inspireer met hoop en die begeerte om te lewe, om ligdraers te wees in die gemeenskap waar u hulle geplaas het, tot eer van u naam. Ons bid terwyl u hulle behoeftes ken, dat u daarin sal voorsien, en Here, dat u uself sal verheerlik. Ons bid vir die afkondigings. Here, u het dit gehoor. Ons het nou gehoor van Hendrik hulle, wat hul kind so onverwags aan die dood afgestaan het. En ons as mense, baie keer het ons die vraag van hoekom en waarom. Baie keer soek ons verduidelikings en antwoorde. Maar ons weet vanmôre, Here, dat u God is. En ons verstaan nie baie keer. Ons verstaan nie waarom dinge met ons gebeur nie. Maar ons weet net dit, dat u sê wat ook al gebeur, al verstaan ons nie, al maak dit nie sin nie, het u altyd 'n goeie doel. En ons wil bid vir hulle as ouers en familie, dat u hulle in hierdie tyd sal kom versterk en kom vertroos. Dat u die leemte wat daar nou in hulle familieband is, dat u dit sal kom vul met u liefde, en dat u duidelik ook u wil en begeerte deur dit wat u toegelaat het, kom uitwys. Baie dankie dat ons dit vir hulle kan bid. Dankie dat ons kan bid vir ander wat siek is,
Here, U het die name, U het alles gehoor. En ons het nou groot vrymoedigheid om vir hulle te bid, want U sê U het ook vir ons krankheid aan die kruis gesterf. En daarom neem ons vrymoedigheid om vir U te vra, om uit genade hulle aan te raak. U doel te bereik in U lewens deur dit wat U toegelaat het. En hulle op te rig en te genees. Ons bid vir die aktiwiteite in die gemeente. Here, dat U dit sal kom seën, en dat U sal voorsien, en dat U goeie doel ook in en deur hierdie gemeente sal bereik. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die verkondiging van die woord vandag in ons land. Dat U Uself sal openbaar en U doel sal bereik. Dankie, liewe Here, ons bid dit in diepe afhanklikheid in U wonderlike naam. Amen. Psalm 103, die opskrif van die psalm, soos wat die vertalers dit daaraan toegeken het, is loof die Here, die genadige en barmhartige God. 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartigheid en genade is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksels ons is, gedagtig daaraan dat ons stof is. Die mens, soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor waai, gaan dit nie meer nie, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir sy kinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om die te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Loof die Here al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Ek wil vir u sê, ons kan nou maar sê amen. Want die woord van die Here is kragtig. En die woord van die Here bevat die waarheid. En die woord van die Here het vir 'n oomblik, terwyl ons so gelees het, die gordyn van die hemel oopgeskuif, sodat ons kan sien en kan hoor met wie ons vanmôre
te doen het. Ons het nie, baie duidelik, te doen met 'n mens nie. Ons het te doen met God, wat so groot is dat die heelal hom nie kan bevat nie, maar tog ook so klein, dat hy woning kan skep in die hart van 'n mens. Ons het te doen met God. En jy weet, liewe vriende, wat so wonderlik is as ons praat van God en hoor van God, en sy grootheid en sy heiligheid, sy almagtigheid, baie van sy werkinge en attribute kan ons nie in eenvoud verduidelik en verklaar nie. Ons aanvaar dit net op grond van sy woord. Maar tog is dit wonderlik, as ons nou dink aan ons beperkinge, aan ons wat eintlik tot niks in staat is nie, hoe God oor ons voel, dan behoort dit ons aan te moedig, om met toewyding en ywer die Here te dien, te volhard in gehoorsaamheid aan die woord. Weereens wil ek opmerk, soos ek gebid het, daar's baie dinge wat ons in hierdie lewe, wat met ons gebeur, wat ons nie verstaan nie. Baie dinge gebeur met ons, wat ons nie kan verduidelik en verklaar nie. Maar een ding is waar, as ons alles kon verklaar, as ons alles kon verstaan, dan het ons nie geloof nodig gehad nie. En nou sê die Bybel, dit is vir my en u deur ons lewens onmoontlik om God te behaag sonder geloof. En daarom moet ons in geloof ons hoop vestig op die woord, op God, en weet, al wil ons vlees, al wil die vyand van hierdie lewe, die vyand van God, al wil ons omstandighede ons baie keer wys maak, God het ons vergeet, kan ons weet, hy is in beheer. Die Bybel sê, het ons gelees, en op vele ander plekke ook in die Bybel sal jy dit vind. Maar ons het gelees in hierdie Psalm, dat hy ons sonde van ons verwyder, so ver as die ooste van die weste. Weet jy hoe ver is dit? Daar's geen begin aan die ooste. Daar's geen einde aan die weste. Dis hoe ver dit is. As dit nou andersom was, noord en suid, daar's 'n begin en 'n einde. En dis hoe wonderlik die woord is wat die Here vir ons neergepen het, dat ons kan insien en verstaan, as hy iets sê, dan doen hy dit. Hy sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, ontferm hy ons, oor elkeen wat bely, ek ken die Here Jesus as my redder en saligmaker. Vers 14 sê, want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Liewe broer en suster, vriende, hy ken ons beperkings. Hy weet dit. As ek dit in leeketaal nou kan uitdruk, of in Afrikaans kan uitdruk, sodat ons verstaan, hy verstaan ons vleeslike beperkings. Hy verstaan dit. Hy verstaan net nie, as ons nie bly in gehoorsaamheid aan die woord. As ons sonde ontvang en toelaat en vertroetel. Dis aspekte en dade en gesindhede wat hy nie verstaan nie, maar as ons sukkel as mense, as ons bedroef raak, as iemand aan die dood afgestaan word, as ons vra, Here, ek is siek, hoekom, waarom? Hy verstaan dit. Hy ken ons beperkings. Daarom is hy waardig om God genoem te word. Nou, liewe vriende, by hierdie geleentheid gaan ek net 'n paar gedagtes met u deel rondom die sentrale gedagte, meer nou gefokus op ouers. Terwyl ons nou hier by 'n doopgeleentheid was en ouers 'n belofte afgelê het wat hul kinders betref.
Eienskappe van goeie ouers. Dis waaroor ons vanmôre met u wil praat. En dis nou nie net gefokus op doopouers nie. Dis gefokus op grootouers. Dis gefokus op die gemeente, op lidmate wat beweeg waar daar kinders is. Wat hulle eie kinders en hulle eie kinders en kleinkinders in dit het. Eienskappe van goeie ouers. Want liewe broer en suster, die Here vertrou kinders aan mense toe, aan ouers toe, met die doel soos ons vanmôre hier gehoor het en die belofte wat hier afgelees, om ouers te gebruik en deur ouers te werk om hulle kinders te leer. Maar nie soos ons baie keer sê, luister wat ek sê en moenie doen wat ek doen nie. As ons praat van eienskappe, dan is dit ouers of kinders van die Here, ouers wat sê en doen wat hulle sê. Nie een ander ding sê en 'n ander ding doen nie. Doen. Die woord eienskappe beteken volgens die Afrikaanse Woordeboek kenmerke. Toe gaan kyk ek net van interessantheid, wat beteken kenmerke? Kenmerke beteken 'n uiterlike teken waardeur iemand geken word. So as kinders, as ons na mekaar se lewens kyk, as ons na mekaar se lippetaal luister, moet dit die eienskappe dra, of die teken dra, dat in ons harte en in ons lewens is daar 'n God aan die werk wat heilig en ewig is. 'n God aan die werk wat sonde haat. 'n God aan die werk wat wil red en wil verander. Die God van hierdie wêreld, klein lettertjie, haat hierdie God. Hy haat die werking van God. En daarom maak hy ouers moeg en moedeloos. Daarom bring hy kinders in opstand, want hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie alles nie. Die God van hierdie wêreld wil nie dat mense die Here Jesus dien nie. Hy wil nie hê dat mense by God moet uitkom, sodat hulle gered kan word nie. Hy wil dit nie hê nie. Die Bybel sê ons is nie onbekend met die plan van die duiwel nie. Hy wil dit nie hê nie. Daarom doen hy alles in sy vermoë om God die Heilige in ons gemoed, in ons geestelike lewens te bevraagteken. Hy doen alles in sy gemoed om ons in opstand te bring teen die Heilige God. Dis oudtyds. Dit werk nie meer nie. Dit werk nie meer nie. Maar die Bybel wat ons vanmôre uitgelees het en die God in wie se teenwoordigheid ons is, hy sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Hy het ons so lief, sê die Bybel, dat hy die ewigheid van die hemel verlaat het. Dat hy die persoon, of dat hy die vorm van sonde aangeneem het. Dat hy die kruisdood, 'n vloekdood, gesterf het, terwille van ons. Dis die bewys van God vir ons lewens, sy liefde. Hy het sy lewe vir ons gegee. En daarom is dit nodig, en daarom is dit moontlik, en daarom moet ons by geleenthede soos hierdie stil staan om te luister na die woord van die Here, om te hoor wat wil hy ons leer, maar terselfdertyd om hand in boesem te steek, en te sê, en te vra, Here, wys my, hoe staan my saak, wat hierdie aangeleentheid betref, met u. Al praat ons nou oor eienskappe van goeie ouers, moet ons weet ons het te doen met die ewige
God. Ewige God. Die Bybel sê vir ons dat kinders, en ons leer dit ook onder ons, is emosioneel. Baie keer ons as ouers sê kinders word gesien en nie gehoor nie. Kinders moet een kant toe staan, maar die Bybel sê hulle is baie emosioneel. Daarom word hulle so misbruik deur hierdie lewe. As dit kom by emosie. Emosie. U luister soos ek na die nuus en dan verneem jy maar net hoe dwelmmisbruik onder die jeug en dit toeneem. U hoor hoe dat jong mense selfmoord pleeg. Elke dag hoor ons daarvan. Hulle raak neerslagtig, hopeloos, moedeloos. Hulle is emosioneel, en dit moet ons verstaan. As ons wil kyk en verstaan wat die eienskappe of die kenmerke is van iemand wat die Here wil gebruik. Kinders kan sien. Hulle sien baie goed wat ouers en grootouers en wat kinders van die Here wat getuig dat hulle kinders van die Here is, wat hulle doen. Hulle sien dit goed en dit maak hulle deurmekaar. En weet u wat? Die hartseer van die hele saak is die God van hierdie wêreld, die mensemoordenaar, is onmiddellik by en hy bevraagteken die werkinge en die liefde en die begeerte van God in die kindergemoed. Hulle kan hoor. Hulle hoor hoe ouers praat. Hulle hoor hoe grootouers praat. Hulle hoor hoe kinders van die Here praat. Ons moet kennis neem. Ons het met breekgoed te doen as dit kom by kinders. Hulle kan praat. Daarom, ek wil vir u sê, in my bediening het dit ek 'n paar keer gekry dat jy aan 'n huis kom en dat die kind dan vir jou baie gou-gou en vinnig sê wat pappa gedoen het met mamma of wat hulle daar in die huis doen. Jy hoor dit baie gou-gou. Baie gou-gou. Hulle praat. Hulle kan handel, hulle kan iets doen. Dis kinders. Hulle is mense. Hulle wil ook iewers heen gaan. Hulle is op pad iewers heen. En ons moet kennis neem. Nou in die lig van dit wat ek nou net so in kort met u gedeel het, wil ek net vir u aanmoedig nou om te luister na die woord, om te kan verstaan, maar wat is die kenmerk wat die Here in my en deur my wil werk, so indien ek met kinders te doen sou kry, dat ek vir hierdie kinders tot seën, tot vrug, tot diensbaarheid kan wees. Die Here Jesus het 'n besondere plek in sy hart vir kinders. Jy kan maar gaan lees daar Matteus 18 en daar rond, 'n besondere plek. En daarom moet ek en jy vanmôre weet, liewe ouers, grootouers, kinders van die Here, ons moet weet, as ons te doen kry met kinders en ons is onverskillig, ons sal gaan rekenskap gee. Ons sal gaan. So laat ons dan nou luister na die woord en laat ons hoor wat die Here vir ons wil leer. Sodat as kinders na ons kyk en hulle sien ons lewens en hulle kry met ons te doen, dat dit hulle sal aanmoedig om ook te wil lewe soos wat ek lewe. Om ook te doen wat ek doen. Die mooi en die goeie. Net so 'n paar gedagtes gaan ek vir u voorhou. Die eerste kenmerk van 'n goeie ouer is, hulle wandel toegewyd. Wandel toegewyd. Hoor wat sê Spreuke 20 vers 7. Wie in sy regskaapenheid wandel as 'n regverdige, gelukkig is sy kinders na hom. So 'n ouer wat wandel oorgegee en toegewyd aan die Here, kinders sien in hulle lewens, kinders hoor hoe hulle praat, en die wonderlike belofte wat ons het as ouers en grootouers, as ons toegewyd lewe en die Here vertrou en vir ons kinders bid en ons kinders leer
is die belofte, sal hulle gelukkig wees, en hulle kinders na hulle. Ek wil vir u sê, ek het in 'n gebroke huis groot geword. Telke male het die welsyn ons kom wegvat en in pleegsorg te plaas. My vrou het in 'n gebroke huis groot geword. En ek wil vir u sê, ons weet wat dit is. Was dit nie van 'n ou tannie waar ek geplaas was, toe ek nog gestaan het, een seentjie was, wat vir my gebid het? Wonder ek wat sou met my gebeur het. Want my pa het vroeg gesterf in my lewe, hier en toe ek staan het 8 was, het hy gesterf. In 'n motor vol drankbottels in dit. Toe die Here my siel red, het ek gewonder, waar is my pa? My ma losbandig, my broer was 'n duiwelaanbidder, baie aktief betrokke saam met Spook Lucifer Versail, die in die 70er jare hier in die Oosrand. My suster, losbandig. Vra ek, Here, hoekom het u my siel gered? As 'n polisieman, daar in Oshigambo. En die woord, die antwoord van die Here. Nou die tannie Venter is baie jare, voordat ek nog in die polisie was, is sy oorlede. En toe ek die Here vra, waarom my siel? Toe kom tannie Venter se naam in my kop op. Sy het vir jou gebid. So liewe ouers, ek wil vir u sê in u toegewydheid, in u gebedslewe, u mag lankal al verhuis het na die ewigheid, en u mag nie die voorreg, miskien nie, moontlik nie, die voorreg hê om te kan sien, en te kan hoor en te ervaar, dat die Here u kinders red nie. U gebed bly aan, bly voort, duur. So moenie moedeloos word om vir jou kinders te bid nie. Wees toegewyd in jou gebedslewe. En die Here is die hoorder en beloner van gebed. So goeie ouers is toegewyd in hulle kommunikasie, in hulle praat, in hulle handel en hulle wandel. Die tweede is, goeie ouers is gedissiplineerd. In Spreuke 3, die 11de tot 12de versie lees ons, my seun, verag die tugtiging van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weerstand wek nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. Daarom moet ons kinders leer, dat nee is nee. En as dit nodig is, ek gaan dit nou sommer so uitdruk, my kinders het Blackjack geken. As hulle iets gedoen het wat nie gewerk het nie, het Blackjack nader gekom, en het was nodig om te dissiplineer. Natuurlik verstaan hulle nie, natuurlik, en hulle sê, jy is nie lief vir my nie. My kinders is ook nou al groot, ou getroude mense, kan ek so praat? Vandag sê hulle vir my, dankie pa. Gedissiplineerd. Ek wil weer vir u sê, so laat die Here toe, dat daar oor goeie ouers se pad dinge kom, wat hulle nie verstaan nie, maar in hierdie toevlug, in hierdie hoop na die Here, dissiplineer die Here, en gee die Here krag en genade. Dis goeie ouers. Dis nie net om te sê, ek het jou lief nie. Waar sou ons vanmôre gewees het, as die Here God net gesê het, ek het jou lief? Ek het jou lief met 'n ewige liefde. Ek het jou lief. Dit sou niks vir ons beteken het nie. Maar God bewys sy liefde daarin tot ons, dat hy gesterf het vir ons, toe ons sondaars was. En so bied dissipline aan ons kinders, veral in die boos en verdraaide geslag wat ons vandag lewe, vlak voor die koms van die Here. Vlak voor die koms van die Here. Dat ons, as ons sê ons het ons kinders lief, as ons sê ons begeerte is vir hulle die beste, dat hulle dit sal sien in ons dissipline, in ons toegewydheid, gehoorsaamheid. Die derde, goeie ouers bied rigting. Spreuke 4 vers 1 tot en met 4. Hoor julle seuns,
na die tug van die Vader en luister om insig te leer, want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysings nie. Want toe ek 'n seun was by my vader, teer en 'n enigste voor my moeder, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Wat 'n goeie rigtingwyser vir ouers, om hulle kinders te leer. Om vas te hou, om 'n liefde by hulle te kweek vir die woord van God. Om hulle te leer om die woord te lees en te bestudeer en te gehoorsaam. Om hulle te leer dat die woord gee rigting. Om hulle te leer dat in hierdie wêreld gebeur daar dinge wat ons nie kan verklaar nie, wat ons nie antwoorde voor het nie, maar die woord is die anker, is die rigting waarop ons moet vertrou en waaraan ons moet vashou. En liewe ouers, liewe kinders van die Here, so sal jy dan ervaar as ons so lewe. Ja, ons sal vra hoekom en waarom. Ons is mense en daarom het die woord van ons gesê God is gedagtig daaraan, maar dit sal ons altyd terugbring na vashou aan die Here. Dit sal altyd in ons harte rigting en vastigheid werk. Die hoop en die sekerheid. God is in beheer. Die laaste wat ek gaan voorhou. Goeie ouers is ywerig. Spreuke 11:27 tot 28. Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is. Maar hy wat kwaad soek, oor hom sal dit kom. Wie op sy rykdom vertrou, die sal val. Maar die regverdige sal soos blare uitspruit. Ywer. Ywer in gehoorsaamheid aan die Here. Ywer. Ag, ek wil vir u iets sê. Ons het nou hier agter gepraat oor diensbywoning en kinders van die Here. Ek wil vir u sê, ek het nie in 'n Christelike huis groot geword nie. Ek het nie geweet wat is dit om kerk te gaan nie. Toe ek wil aansluit by die polisie, toe moes ek eers gaan katkeseer. Toe kry ek eers regtig met 'n kerk te doen. Maar kinders sien nie meer vandag die ywer. Ervaar nie meer vandag by ouers. Selfs kinders van die Here ervaar nie meer die ywer om die woord van die Here te bestudeer. Om die woord van die Here te gehoorsaam. Om op te kom waar ander kinders van die Here by mekaar kom om God te dien en te aanbid. Saam te bid, saam te stry, saam te voel. Saam te voel. Jy weet, net na die Here my siel gered het, ek is terug hier by die huis, het ek ingeskakel by die gemeente hier in Brakpan. Ek sal vir sê, niemand het vir my gesê, ek moet kerk toe gaan nie. Ek wou net graag daar wees. Niemand het vir my gesê, ons moet saam bid in dit nie. Dit was vir my lekker, om saam in dit te kom, en saam te stry. Dit was vir my lekker om ander se stryd te hoor, en te kan weet, ek staan nie alleen nie. Maar hy wat hom onttrek, soek sy eie belang, sê die woord. So daarom, kom ons vra die Here opnuut vir ywer, dat die kinders wat aan ons toevertrou is, met wie ons pad skuur, wat verby ons gaan, met wie ons saam lewe, dat hulle in ons lewens ywer sal bespeur, wat hulle sal aanmoedig, om God te dien, om God te dien. Daarom, liewe kind van die Here, en hiermee sluit ek af, dis hierdie gehoorsaamheid en hierdie sekuriteit aan die woord van die Here, wat liefde in ons harte bewerk, wat die begeerte werk om God te gehoorsaam. Eienskappe van goeie ouers, goeie kinders van die Here. Hier waar u beweeg, waar daar sonnaskoolkinders is, waar daar ouers is met kleinkinders, u eie kinders, u eie kleinkinders, dis die uitdaging nou van die woord, sodat u ook met die genade van die wysheid van die Here, in die lig van die woord kan sê, dank die Here, dat ek kan sê met sy genade, ek is 'n voorbeeld, 'n goeie ouer
vir die kinders wat my pad kruis. Amen. Ons liewe Here, ons dankie dat ons kan bid en vra nou, dat U die naprediker sal wees van U woord. Here, dat U vir ons elkeen sal inspireer, elkeen van ons, om te lewe sodat ons lewens vir ons kinders 'n aanmoediging kan wees en sal wees om U te dien. Here, help vir ons. Ons het gehoor en ons weet, die woord sê vir ons, die duiwel haat, hy's 'n moordenaar, hy's 'n roofvoël, haat hierdie woord. En hy sal alles in sy vermoë doen om ons te verhinder. En ons weet, die woord sê, hy's opgewonde en hy staan en wag by die deur om die saad wat gesaai is weg te put, sodat ons nie daders kan word van U woord. Geef ons genade dat ons hom sal weerstaan en gehoorsaam ons sal toewy aan U woord. Amen. Ons sluit af met die lied op die bord. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.